'n paar vrae te vra asseblief, werk saam met my vanoggend. Wie hierso vanoggend is nie aanvanklik van Johannesburg af nie? Wie is nie gebore in Johannesburg nie? Wow. Ek het vermoed, maar wow. Dis nogals baie mense. Wie is aanvanklik van Johannesburg af? Dis 'n makliker vraag. Okay, dit is ook eintlik nogals baie. Great. Hoeveel mense het in die afgelope jaar Linden toe getrek, of kom ons sê net Johannesburg, die afgelope jaar Johannesburg toe getrek? Okay, wow, daar is eintlik nogals 'n hele paar mense. Wie is swanger? Great, awesome. Wie het onlangs ouma en oupa geword? Is daar iemand? There's it, daar sê. Wie het onlangs 'n nuwe werk gekry? Great, onlangs 'n nuwe verhouding? There we go, daar sê. En dan ongelukkig, want dit is ook deel van die lewe, wie het in die afgelope paar maande iemand afgestaan in die dood? Okay, wow. Wie het onlangs nuwe of slegte nuus gehoor van gesondheid? Okay, dankie. As jy tiener is, hulle is besig om uit te beweeg, jy kan jou handdoeke opsteek, tot net. Julle is welkom om uit te beweeg. Hulle is van Frans, hulle doen goeie goed daar. Maar dis interessant, hierdie paar vrae herinner my en jou eintlik baie vinnig iets wat ons ongelooflik vinnig vergeet, soos wat ons in die kerk instap. Nie almal stap met dieselfde week in 'n Sondag in nie. Nie almal stap met dieselfde emosies in nie, en verseker stap niemand altyd met dieselfde seisoen in die kerk in nie. En ek meen as ons net kyk na Doxydale Linden, ons is 'n gemeente vol nuwe beginne. Ons het klomp nuwe gesinne, ons het klomp nuwe babas, as julle gesien het hoeveel kindertoewydings ons die afgelope ruk gehad het. Ons is 'n gemeente vol nuwe mense wat hulle harte vir Here gegee het, klomp nuwe mense wat gedoop is, klomp nuwe mense wat Doxydale Linden toe begin kom het vir die eerste keer, klomp nuwe werke, klomp nuwe inwoners en klomp nuwe hoofstukke. Maar die ander kant van die realiteit is dit ook, soos wat daar klomp nuwe goed begin het in mense se lewens, is ook goed wat geëindig het in mense se lewens. Partykeer is dit mense se verhoudings wat geëindig het, party mense het hulle werk verloor, party mense se planne, se drome het nie uitgewerk soos wat hulle gedink het nie, en soms is dit iemand se lewe. Ons is een gemeente, maar klomp verskillende seisoene. Dit is hoekom die gedeelte uit Prediker 3 uitkom. Ons wil 'n bietjie gaan stil staan vandag, so julle is welkom om julle Bybel oop te maak by Prediker 3. En dit is hoekom dit vir my so eerlik en mooi en swaar en relevant is, want dit kolle spyt nogals 'n spyt. Jy weet, en dit is nie dat ons op 'n plek kan kom en sê, maar hierso is die mooi pleister van die lewe, en sê, maar dit is hoe die lewe is. Partykeer gaan dit goed, partykeer gaan minder goed, en as dit minder goed gaan, hier is die pleister. Dis glad nie wat die skrywer van Prediker sê nie. Dit gee vir ons eintlik 'n realistiese prentjie van hoe die lewe is. Partykeer gaan dit goed en partykeer gaan dit sleg, en partykeer het ons pleisters nodig, maar partykeer gaan 'n pleister nie noodwendig dit fix nie. Dit is 'n realiteit in ons lewens. Prediker 3 vers 1 tot 7. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Ons is vinnig om te sê, ja, verskillende seisoene, jy weet, en daar is goed wat is in ons lewens, goeie seisoene, en partykeer is dit minder goeie seisoene, maar dis amper as hierdie skrywer sê, ons gebruik seisoene eintlik net sodat ons gemaklik onsself kan in 'n spasie insien. So ek gaan met dit gebruik, want dis taal wat ons verstaan, maar Prediker kom sê meer 'n drastiese prentjie hierso vir ons. Hy sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plant uit te trek, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. En hierdie skrywer, baie mense vermoed dit is Salomo wat dit geskryf het. Hy kom sit amper hierdie komma en punte in groot gedeeltes van ons lewens, né? Hy kom sit hierdie komma en sê, ja, dit is deel van ons lewe, maar hier is ook die punt van hierdie gedeeltes in ons lewens. Hier is ook hierdie punt in die seisoene van ons lewens. Hy sê die lewe beweeg, die lewe verander, die lewe gaan aan, en dit vra dat ek en jy wysheid moet hê, dat ons moet kan herken waar ons onsself nou bevind.
In watter seisoen, as ons wil gaan vir dit, in watter seisoen ek en jy onsself bevind, sodat ons nie 'n nuwe seisoen, 'n nuwe fase of 'n nuwe hoofstuk ingaan uit ou gewoontes uit nie. Sodat ons nie iets nuuts inbeweeg uit ou verwagtinge of uit ou emosies uit nie. En die realiteit is nie elke seisoen vra dieselfde van my en vir jou nie, maar hier is ons realiteit. Elke seisoen vra wel iets van jou. En dit vra wysheid vir my en vir jou om te kan erken en te kan weet en te kan besef, waar is ek nou, en watter seisoen is ek nou, en watter hoofstuk is ek nou, om te kan uitvind, hoorie maar, wat vra hierdie seisoen van my, en wat moet ek inbeweeg in hierdie seisoen in. Daar's tye om te bou, en daar's tye om stadig te beweeg. Daar's tye waar ons moet praat, en daar's tye wat ons moet stil bly, daar is 'n tyd om klippe bymekaar te maak, en daar's tyd om klippe weg te gee. So ek wil volgende hê ons moet dit nie net hoor nie, ek wil hê ons moet dit sien. So ek gaan hierdie demonstrasie doen. Vandag het ek klippe hierso. Dit is groot klippe en daar is klein klippe. En dit is hoe dit werk. Ek wil hê julle moet hierdie beeld onthou vir die res van die reeks, want dit gaan baie ongemaklik vir my wees om dit elke week te doen. Maar hierdie klip is iets wat ek en jy dra. Dis nie sonde nie. Dis nie sonde nie. Ek wil dit baie vinnig duidelik sê. Ek gaan eers my bril afhaal, want anders gaan iets breek. Ons almal dra hierdie klip. En dis nie sonde nie, dis nie 'n straf nie. Alhoewel dit nogal 'n straf is om random groot klippe iewers te kan kry om kerk toe te bring. Net by the way. Moenie not recommended. Maar dis nie 'n straf nie. Hierdie klip verteenwoordig my en jou verantwoordelikhede. Dit verteenwoordig die keuses wat ek en jy maak. Dit verteenwoordig jou ja. Jy het ja gesê vir werk, jy het ja gesê vir huwelik, jy het ja gesê vir kinders. Maar die ding van klippe is, dit kom met gewig. En die ding is, ons kan dit dra vir 'n tyd en dit is als okay, want ons is eintlik resilient en dit is deel van menswees om hierdie gewig te dra. Want die realiteit is, Jesus roep my en jou nie na 'n gewiglose lewe toe nie. Kan ons nou net almal vir mekaar dit erken? Is nie iets wat mense altyd hardop sê nie, is nie iets wat mense altyd erken nie, want dit is ongemaklik, veral vir mense wat nie 'n Christen is nie, of iemand wat nie 'n Christen is. Hy nooi ons nie na gewiglose lewe toe nie. Hy nooi ons om hom te volg, en om hom te volg kos iets van my en vir jou, want dit vra vir my en jou ja. Maar die ding is, ons is okay, ons is sterk, jy weet, mense is baie meer resilient as wat jy dink, maar ons kan hierdie klip vir 'n rukkie dra, en ons kan aangaan met die lewe, jy weet, ek kan met hom aan my sy staan en my klere baie vuil maak, en ons kan aangaan, en ek kan aangaan met die preek, en so gaan dit eintlik aan, en ons kan eintlik okay lewe, maar dan gebeur lewe. Soos soos Salomo skryf, partykeer gaan hierdie lewe aan, en daar kom nog klippe in mense se lewens. So, Leroux, kan ek gee jou vra wat jy my sou help? So, partykeer is daar iets wat gebeur, ek kan sommer met hierdie in begin, iemand kom in jou lewe en hulle sê, hoorie, maar kan jy net vandag asseblief, dankie, kan jy asseblief net gou die kinders gaan kry vandag, my dag is regtig dol, ek gaan nie vandag by dit uitkom nie, en dis nie verkeerd nie, dit is goed, dit is hoe dit moet werk, dit is hoe 'n span werk, dit is hoe 'n familie werk, nê? En so kom hierdie klippe op jou klip. Jock, kan ek vir jou vra vir die volgende ene? So, partykeer gebeur die volgende goed, en party mense sê vir jou, hoorie, maar kan jy asseblief inkopies doen hierdie week? Ek het laasweek dit gedoen. En dan sê jy ook ja vir dit, want dit is okay, en dit is nie verkeerd nie, dis hoe dit werk. Partykeer kom mense en hulle sê vir jou, hoorie, maar kan jy my asseblief cover in hierdie meeting? Nee, partykeer as dit by die werk gebeur het so, kan jy my help met hierdie meeting? Ek regtig nie voorberei vir hierdie meeting nie. Ja, nee, druk, kan jy gemeld met die volgende ene? En partykeer kom mense so ver en sê, hoor, ek het hierdie krisis, asseblief help my. En dan lyk dit partykeer soos 'n baksteen. Dis nie eers deel van die klippe wat jy aanvanklik gedraai het nie, en jy weet nie regtig hoe om met dit te werk nie. En die realiteit is, partykeer gaan dit goed, want ons is sterk. Jy gaan aan, want jy wil 'n goeie mens wees. Jy wil nie moeilik wees vir ander mense nie, jy wil nie, jy weet, mense teleurstel nie, jy wil 'n goeie Christen wees, partykeer voel jy wil die goeie Samaritaan wees, maar partykeer is jy eintlik besig om die permanente Samaritaan te wees. Want hier is die realiteit. Partykeer dra ons nie net klippe, want ons probeer goed wees nie,
Partykeer hou ons aan klippe dra wat net vir seisoene bedoel was. En ons kom op 'n plek waar ons net aanhou en aanhou en aanhou en dra. En dan gebeur 'n interessante ding, gee jy. En ek jou vra. Iemand kom na jou toe en vra hoor jy, het jy onthou om melk en brood te koop? En dit is verby. En ek gaan dit nie neergooi nie, ek gaan dit graciously neersit. Maar partykeer as gevolg van daai een dingetjie, dan val dit nie so graciously soos hierdie wat ek nou neersit nie, want ek wil nie hierdie week 'n stage bou nie. Partykeer val hierdie ding op jou toon en daar's hierdie absolute uitbarsting in ons lewens en as almal soos maar net melk en brood, soos moenie worry oor dit nie. Maar dan moet ek en jy besef, partykeer gebeur uitbarstings in mense se lewens nie as gevolg van die laaste klippe nie, maar as gevolg van al die klippe onderaan. En dit is hoekom ons hierdie reeks nou doen. Maar kom ons wees eerlik, Januarie was great geweest. Almal sê ja vir alles, die energie is goed en die opwinding en die optimisme is goed. Dan kom Februarie en dit is okay. Einde Februarie dan hardloop die adrenalien uit en dan kom ons by Maart. Maart vra vir my en vir jou die reality check. Dit kom vir my dan kom ek en jou op 'n plek wat ons sê, hoorie maar, gaan jy regtig doen wat jy gesê het jy gaan doen in Januarie? Want Maart maand vra vir consistency. Dit vra nie dat ek en jy net meer hardloop met momentum nie. Dit vra dat ek en jy nou draagkrag moet hê vir wat ek en jy voor jaar gesê het. En dis die vraag wat ek wil hê jy moet beantwoord vanoggend en baie eerlik wees met jouself. As jy aanhou dra soos jy nou dra, sal jy kan dra tot in Desember. As jy aanhou dra soos jy nou dra, sal jy kan dra tot en met Desember. As die antwoord vanoggend vir jou ja is, great, awesome, well done. Moet net nie op 'n plek kom waar jy jouself flous nie, want dan kom ons by trots, ons gaan nou 'n bietjie by trots uitkom. Maar as my en jou antwoord nee is, dan is dit eintlik goed om dit 'n reality check te hê in hierdie oomblik. En dan vra my en jou die volgende vraag nie, hoe word ek nie sterker om dit te dra nie, want dis nie wysheid nie. Want iewers gaan jy breek. Die vraag is eintlik hoorie, maar hoe dra ek en jy reg? Dit is die vraag wat ons vanoggend moet vra. So ons is besig met hierdie reeks van tussen klippe en kruise, want die klippe is 'n realiteit. Die gewig, dis deel van die gewig van menswees. Ons is almal in verskillende seisoene. Jy het die ja waarvoor jy gesê het in verskillende areas van jou lewe. Jy het 'n rol wat jy moet speel. Jy het dinge wat jy moet dra. Jy het dinge wat jy moet dra. Maar daar is dan ook die kruis wat ek nie moet dra. En die kruis beteken twee goed vir ons eintlik. Eerstens, daar is 'n gewig wat jy nooit hoef te gedra het nie. Daar is 'n gewig wat jy nooit veronderstel was om eers aan te raak in my en jou lewe nie. En dit is die sondes in ons lewens, die skuld, skaamte en seer, die vooroordeling. Dis nooit gewig wat ek en jy moes gedra het nie, maar die evangelie, die Bybel sê vir ons, dis juis wat Jesus vir my en jou gedra het. 1 Petrus 2 vers 24, Jesus het aan die kruis gesterf. Dit het hy gedoen om die skuld uit die weg te ruim wat julle voor God opgegaar het. Nee, dit is asof ons hierdie klippe bymekaar begin maak het van alles wat ons verkeerd doen, alles wat julle voor God opgegaar het deur al die verkeerde dinge wat julle gedoen het. Hierdie skuld, skaamte en seer, hierdie vooroordeling en dit wat mense van ons sê, die identiteit volgens die wêreld, hou ons nou net so vas met hierdie groot klippe en ons sê ons is sterk en ons is okay met dit. Maar dit gaan verder en sê, hy wil egter graag hê dat julle sal reg leef soos God van julle verwag en dat julle nie verkeerde dinge sal doen nie. Om dit so te stel, omdat Jesus vir julle gelei het, omdat hy vir my en jou gedra het, hoef julle nie self vir julle sonde voor God te betaal nie. Daar's tyd om klippe bymekaar te maak en daar's tyd om klippe te laat gaan. Daar's klippe wat ek en jy nooit veronderstel was om te dra nie, want dit is wat Jesus vir my en jou kom vat het. Nee, julle hoef slegs voluit vir God te leef. So as ek kyk na hierdie klippe wat ons besig is om te dra, wat dra jy wat Jesus reeds vir jou kom dra het? En dit is swaar. Daai klippe wat ons probeer optel, wat Jesus vir ons kom dra het, dit is swaar. As jy dit nou dra, jy gaan dit nie kan dra tot Desember nie. Ek wil nou vir jou sê. Wat dra jy wat Jesus reeds vir jou kom dra het? Net so by the way, daai klippe bestaan nie eens meer nie. Maar anyway, gaan nou by dit uitkom. Tweedens, Jesus roep ons om hom
te volg. En dit kos iets van my en vir jou. Soos wat ons nou nog sê, dit vra 'n ja vir my en vir jou. En hierdie ja verteenwoordig hierdie ding wat ek en jy moet dra. Dit vra 'n ja as dit kom by jou getrouheid en dit vra 'n ja as dit kom by jou gehoorsaamheid. Lukas 9 vers 23. Later het Jesus vir die mense gesê, dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Wow, nee, dit is ons almal weet dit, maar dit is nogals erg om dit te lees. Dis nogals moeilik om dit hardop te sê. Hierdie week het ons met ons CCP groep gepraat ook oor, maar jy weet, hoe gaan verkondig ons die gospel met hierdie waarheid? Jy gaan suffer, maar you're gonna enjoy it. Dit maak net nie sin in die einde van die dag nie. Dis werklik moeilik om een van my volgelinge te wees. Moeilik, ongelooflik, moeite werd, ongelooflik. Dis werklik moeilik om een van my volgelinge te wees. Om dit reg te kry, moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as ware jou doodsvonnis teken deur elke dag jou kruis op te tel en agter my aan te stap. So daar's die goed wat ek en jy moet dra in die lewe, maar dan kom Jesus en sê, maar daar is nog goed wat jy moet dra in die lewe. Daar's klippe wat ek en jy moet dra en daar is 'n kruis wat ek en jy moet dra. So tussen klippe en kruise leef ons met hierdie spanning. Ek is in verskillende seisoene en jy weet ek het verskillende verantwoordelikhede en ek leer elke dag nog om Jesus te volg en die realiteit is as ek nie kan onderskei nie, gebeur een van 3 dinge. Of jy dra te min en iemand anders moet jou help dra, iemand anders dra te veel, of jy dra te min of te veel en jy breek, of jy dra die verkeerde goed en jy raak bitter. En dit is hoekom ons hierdie reeks doen. Daar's goed wat ek en jy moet dra, want dit is deel van my en jou verantwoordelikhede. Dit is die ja vir die verskillende seisoene waarin ek en jy is, maar terselfdertyd is ook goed wat Jesus sê, maar hierdie ook. En daarom gaan ons 'n bietjie kyk na Galasiërs, eintlik in die volgende paar weke. Julle is welkom om julle Bybels oop te maak by Galasiërs 6. Galasiërs 6 is hierdie briljante boek wat vir my en jou help om te kan onderskei wat ons moet dra. Onthou, dis nie om sterker te word nie, the joy of the Lord is your strength, yes, om jou kruis op te tel, maar terselfdertyd is daar goed wat ek en jy moet dra en ons goed wat ek en jy nie moet dra nie. En Paulus help ons in Galasiërs om mooi te kan onderskei tussen hierdie. En Galasiërs is 'n fascinerende boek wat ons help met hierdie spanning aan die einde van die dag. Paulus skryf spesifiek vir hierdie mense in dringendheid, want hulle glo dat hulle identiteit op hulle eie skouers rus. Jy weet dat hulle self moet bewys om hierdie te dra, dat hulle eintlik goed genoeg is. En dit verwys amper half na hulle identiteit lê in dit wat hulle dra, en hulle bewys dat hulle sterk genoeg is om hierdie te kan dra, en Paulus sê vir hulle, maar julle is besig om dit eintlik heeltemal te mis. Ons identiteit lê nie in dit wat ek en jy dra nie, ons identiteit lê in Christus. En dit is nie hierdie draagkrag wat ek en jy moet uitoefen nie, the joy of the Lord is my strength. Ons leef deur die Gees, nie deur ons eie krag nie. Paulus leer ons hoe om reg te leef, maar ook hoe om saam reg te leef. Galasiërs 6 vers 1 tot 5. Paulus skryf, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Party vertalings praat van hierdie compassion, hierdie liefde moet ons hulle reghelp. Maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie. Vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die wet van Christus, hê mekaar lief. As iemand werklik meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. Met ander woorde, as hy sê, ek dra hierdie sterk en hierdie is my identiteit, bedrieg hy homself. Dit is trots wat in die pad staan teenoor dit wat die Here wil eintlik hê ons moet dra, deur dit wat ons eintlik moet neersit. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees slegs wat homself betref en nie wat 'n ander persoon betref nie. Dan eindig dit en sê, want elkeen moet sy eie las dra. En dit is my die fascinerende 5 versies eintlik, maar daar is 2 baie klein sinne in Galasiërs 6 vers 1 tot 5 wat ek wil vanoggend baie sterk op fokus, wat eintlik nogal in oogopslag teenstrydig lyk vir mekaar. Dit sê in vers 2, dra mekaar se laste, en in vers 5, elkeen moet sy eie las dra. Nee, dit is amper hierdie teenstrydigheid wat mense beleef. So dit die vraag is maar, moet ons mekaar help dra? Ja. Moet elkeen self ook dra? Ja.
So die vraag is maar, hoe werk dit? Wat doen ons nou met hierdie? Maar Paulus praat hier van 2 verskillende kategorieë. En ek wil vandag spesifiek fokus op Galasiërs 6 vers 5. Dis al waarop ek wil vanoggend fokus, want die realiteit is, as ek en jy nie weet wat is dit wat ek en jy moet dra nie, gaan ons onsself seermaak of ons gaan iemand anders seermaak. Ons gaan vanoggend gesels oor ons eie las wat ons moet dra, volgende week gesels ons oor die laste wat ons mekaar moet help dra, en week 3 is hoe lyk dit as dit vervul word in die wet van liefde? Hoe lyk 'n kerk wat hulle eie pak dra en ander mense help en floreer in liefde? Galasiërs 6 vers 5, want elkeen moet sy eie las dra. Daar's 'n deel wat joune is om te dra. Weereens, God roep my en jou nie na gewiglose lewe toe nie. Daar is iets wat ek nie moet dra. Party vertalings praat van daar is 'n pak wat joune is om te dra. Jou ja in hierdie seisoen waar jy jouself nou bevind. En hoe onderskei ek en jy teenoor wat is dit wat ek en jy moet dra? Dis iets wat nie gedelegeer kan word nie. Dit wat jy optel, dit wat jy moet dra, is iets wat nie gedelegeer kan word na iemand anders toe nie. Dis hoe ek en jy kan onderskei. Paulus gebruik die Griekse woord fortion om te verwys na hierdie pak wat ek en jy moet dra, en dit verwys eintlik na 'n soldaat se rugsak. Sy standaard toerusting wat hy moes dra, sy basiese verantwoordelikheid. Met ander woorde, daar is goed wat God van jou verwag om te dra. En dit verwys nie noodwendig nou net na die kruis wat ek nie moet dra nie. Daar is klippe, daar is goed daar's 'n pak wat jy daagliks moet dra. So hoe lyk dit? Wat is dit prakties? Jou karakter, jou houding, jou dissipline, jou finansiële verantwoordelikheid, jou betrokkenheid by jou kinders. Onthou julle, ons het aan die begin van die jaar gepraat oor 'n holy, healthy en humble leefstyl. Dit is die pak wat ek en jy moet dra. Dit is my en jou fortion, dit is my en jou verantwoordelikheid, dit is my en jou ja. Dis goed wat nie gedelegeer kan word nie. Niemand kan jou verhouding met God namens jou bou nie. Jy kan great ondersteuning hê. Jy kan goeie mentors hê. En jy kan 'n ongelooflike kerk hê. Maar daar is goed wat net jy kan doen. Daar's net goed wat jy veronderstel is om te bou saam met die Vader. Daar's goed wat ander mense nie namens jou kan doen nie. En dit is belangrik om te onderskei tussen wat is dit wat ek en jy kan delegeer en nie moet delegeer nie, want as ons nie onderskei tussen dit nie, dan gaan ander mense dit begin optel en hulle voel hulle moet dit dra en dan gebeur daar spanning. En spanning lyk baie keer byvoorbeeld so in huwelik, as ek nie emosioneel teenwoordig is nie, dan gaan Astrid dubbel moet dra. As ek nie verantwoordelik is met my finansies nie, gaan sy al die spanning moet absorbeer rondom dit. As ek nie verantwoordelik is vir my geestelike groei nie, gaan iemand altyd anders die gesprek moet begin oor my geestelike groei. Iemand moet dit hoor volgens. As jy nie verantwoordelikheid vir jou vat vir jou geestelike groei nie, dan gaan iemand anders die gesprek begin en vra oor, maar wat nou? En daardie spanning kom baie keer uit in die klein goedjies. Want dit is makliker om te beklei oor melk en brood as oor die werklike probleme in 'n mens se huwelik. Hoeveel keer beklei julle oor melk en brood? Amen. Maar die realiteit is, Jesus gee vir my en vir jou hierdie ongelooflike prentjie van hoe dit lyk om ons eie pak te kan dra en veral met om te kan onderskei tussen wat is joune om te dra en wat is nie joune om te moet dra in die begin nie. En ons kry hierdie 2 voorbeelde. Eerste een is in Johannes 6 vers 15. Die mense wou Jesus toe met alle geweld koning maak. Jesus het dit egter besef en toe verder teen die berg uitgeklim, net hy alleen. Hulle het idee gehad wat Jesus vir hulle moes kom doen. Hulle het 'n plan gehad vir hoe hy hulle probleme moes oplos. Hulle wou hom in hulle agenda ingepas het. En onmiddellik is dit op 'n plek waar Jesus geweet het, maar hierdie klip is nie myne wat ek moet dra nie. Dis nie 'n opdrag van die Vader af wat ek moet dra nie. Dis nie sy fortion wat hy moes dra nie. So hier's wat ek nie baie duidelik moet hoor. Jesus was nie, hy het nie mense minder lief gehad omdat hy nee gesê het vir ander mense se gewig of ander mense se agenda nie. Hy het geweet dit wat hy moet dra is iets wat die Vader van my en jou verwag.
nie wat ander mense van my en jou verwag nie. En daar is absolute wysheid in daai prentjie wat ek en jy moet leer, want baie keer hou ek en jy goed aan dra, want ons is te bang om op 'n gesonde manier neer te kan sê. My skoonma sê altyd, as jy vir 5 keer, ten minste 5 keer 'n dag nee sê, gaan jy 'n gesonder lewe hê. Ek begin al meer verstaan, sy's reg. Ons weet nie hoe om gesond nee te sê vir mense nie, en ons kom op 'n plek waar ons net klippe dra en aanhou dra, en ons kom nooit op 'n plek waar ons teruggaan na mense toe en sê, hoorie maar, vat hierdie klip terug, want dit is uitgesorteer nie. Of vat hierdie klip terug, want ek het nodig om 'n gebalanseerde lewe te kan leef nie. Ons hou net aan klippe dra, want ons wil ook nie mense teleurstel nie. Ons wil ook nie skuldig voel as ons klippe neersit of klippe teruggee aan die einde van die dag nie. Maar Jesus het presies geweet wat is dit wat hy moes dra en dit wat hy nie moes dra nie. As jy nie kan onderskei wat ek en jy moet dra nie, dan gaan ek en jy begin goed dra wat God nooit vir my nie gegee het om te dra nie. En aan die einde van die dag was daar een gewig wat net syne was om te dra. En dis die gewig van die kruis. Dit was nie 'n klip wat hy kon delegeer nie. Dis nie 'n klip wat iemand anders kon optel nie. Ja, hy het in die tuin van Getsemane gesit en hy het gesê, Lord, please remove this cup from me. Dit is nie altyd maklik dat ek en jy gaan moet dra nie. Dit gaan nie altyd lekker wees nie, maar aan die einde van die dag is dit wat ek en jy moet dra. Dis hierdie verwagting, dis hierdie verantwoordelikheid. Dit is my en jou ja om hom te volg. Maklik nee, moet werd ja. Please remove this cup from me, but not let my will be done, let your will be done. Here, ek dra hierdie, en dit is altyd noodwendig lekker om te dra nie, maar ek weet ek moet dit dra, maar as ek net gaan staat maak op my wilskrag en op my krag, dan gaan ek dit baie vinnig gaan delegeer. Maar om te weet, hierdie is die wil van die Vader, en om gehoorsaam te wees in dit, daai kruis op te tel en te dra. Dit was nie 'n klip wat iemand anders kon optel, dis nie iets wat hy andersins kon delegeer nie, dis nie iets wat kon gedeel word nie. Dit was sy roeping om dit te dra, en Jesus het dit gedra, sodat jy nie hoef nie. My gebed vir oggend is wat ons gaan in hierdie reeks in, dat ek en jy kan vinnig onderskei, wat is dit wat ek en jy moet dra, soos wat ons ja sê vir die Vader. Wat is die ja wat jy moet dra, wat nie gedelegeer kan word nie. Goed wat jy saam met die Vader bou. Maar ek wil vra asseblief, as jy klippe dra wat Jesus klaar gedra het vir jou, gooi dit neer. Gooi dit neer, moenie bang wees vir die toon wat kan breek nie. Ons spreek healing oor daai toon. Maar ek wil ook vanoggend vir jou uitnooi. As daar gewig is wat jy dra in terme van hierdie wat jy nie kan delegeer nie, wat net verantwoordelik is tussen jou en die Vader, dis nie maklik nie, nee, maar daar is hulp. Iemand kan dit nie namens jou doen nie, maar iemand kan jou tips en tools gee hoe om sterker te kan dra, alhoewel ons praat nie oor sterker dra nie, hoe om meer wysheid te kan dra, om meer te kan sien wat die Vader met hierdie klip wil doen, is wat ek en jy om net voel, ek en jy dra hierdie gewig. Ons praat elke keer van klein groepe, community groepe. Dis ideale spasie om oor hierdie gewigte te gesels wat ek en jy dra. Niemand kan die verhouding met jou en die Vader bou nie, maar as ek nie op 'n plek kom en sê, ja, maar ek sukkel regtig om my verhouding met die Here te bou. Dis 'n great spasie om mense, jouself te surround met mense wat jou kan help dra, om beter te kan dra in die spasie. Ons het 'n life center. Ons het berading, mense wat bemagtig is om jou te help in die seisoen waar jy is, om jou te kan help, om sterker te kan wees in die spasie wanneer jy swak voel, om jou te kan herinner, maar dis die wil van die Vader, dit is dalk 'n koppie wat jy wil weggee, en is iets wat jy self wil dra nie, maar dit is iets waarvoor jy ja gesê het, en is hierdie absoluut ongelooflike blessing waarvoor jy ja sê, maar altyd weet ons nie noodwendig hoe om te dra nie. Life Center is 'n ideale spasie waar mense berading intree saam met jou en gesels oor wat is hier gewig wat jy dra en hoe kan ons help. Die realiteit is baie keer dra ons gewigte sonder om te vra vir hulp. En nou kom ons weer by trots. Kan jy dra wat jy nou dra tot met Desember? Dis die vraag. En wat is hierdie klip waar jy nou is, in die seisoen waar jy nou is, die hoofstuk waarin jy nou is? Is ek nie besig om te dra, of is ek nie besig om te delegeer? Kom ek bid saam.
Here, ek bid vir oggend, Here, waar ons op 'n plek is waar ons eintlik net besef weer eens, Here, maar wow, Here, dit is nie noodwendig altyd 'n maklike lewe om saam met U te stap nie, Here, maar wat 'n blessing is dit om saam met U te journey. Wat 'n great lewe eintlik is dit om saam met U te stap. Ek bid, Here, vir die klippe wat mense hierso dra vanoggend, Here, klippe wat ander mense kom gee het wat nie weggegee word nie, Here. Bid ek vir wysheid, Here, vanoggend om daai klippe te gaan neersit, Here. Ek bid vir mense wat vanoggend regtig swaar dra. Ek bid, Here, dat hulle ook besef, Here, maar hulle is nie alleen in dit nie, Here. Here, daar is hierdie absolute mooi prentjie, Here, van Matteus 11 wat U ook net sê, Here, maar ek sal help dra. Daar's hierdie burden wat ek op jou sit is eintlik lig. Dis nie veronderstel om swaar te wees nie, want dit is deur hierdie wat ek in ons volhard, dis deur hierdie waar ons hierdie absolute joy het wat ons krag gee in die seisoene waar ons dra. Ek bid, Here, vanoggend vir mense wat al vir 'n ruk lank weet, Here, hulle dra goed wat hulle nie moet dra nie, Here. Dit is tyd om hierdie klippe neer te kom sit, Here. Ek bid spesifiek vir hulle, Here, om vanoggend bold te kan wees, om vanoggend gehoorsaam te kan wees, om klippe te kom neergooi, nie eens net neersit nie, Here. Soos Prediker sê, Here, ons tyd om klippe bymekaar te maak en ons tyd om klippe te gooi. Ek bid dat dit so sal mag wees, Here. Dat ons verstaan en besef waar ons nou is en wat is dit wat U van ons verwag in hierdie seisoen. En mag dit die grootste klip wees wat ons moet dra, Here. Maar ons weet, Here, dis deur U krag wat ons dit kan dra, nie deur ons eie nie. Amen. Amen. Ek wil julle uitnooi dat ons nou gaan uitbeweeg. Daar starting point hier buite, jy kan die kode scan op die stoel voor jy en ons wil graag met jou connect. Maar meer is dit, hier's 'n span gebed of span wat vir jou wil bid. Hulle gaan hier so voor links wees en hulle wil jou graag hier ontmoet. Asseblief kom gesels met hulle oor hierdie klippe. Kom gesels met hulle oor die Life Center, connect met mense wat jou las ligter kan maak. Amen. Amen. Geseënde Sondag verder.